Goeiemôre almal, dit is Woensdag, dit is vandag die 4de Februarie en dit is die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels rondom God se voorsiening in al ons behoeftes. Nou daar is hierdie bekende verhaal in die woord van God van Israel wat uit Egipte land uitgelei is en wat het die Here vir hulle voorsien? Manna en kwartels in die woestyn sodat hulle kon oorleef. Elia, die kraaie het vir hom kom kos gee. So die Here het die kraaie gestuur. Nou ek meen 'n kraai is 'n roofvoël, hy worry net oor homself. En tog het hulle na Elia toe gegaan om vir hom vleis en brood gevat. Dat God sorg is 'n absolute belofte en ook ons as moderne Christene kry ons voorsiening van God af. Jesus beveel sy disippels en hy sê, gee vir hierdie skare wat van ver af gekom het en daar nie 'n dorp naby is en gee vir hulle voedsel. En toe hulle dit nie kon doen nie, vermeerder hy die brode en die visies, halleluja, om hulle te voed. Kom ons gaan lees in God se woord oor sy voorsiening. Eksodus 16 vers 4 tot 6. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. En op die 6de dag as hulle berei, wat hulle inbring, sal dit 'n dubbel wees, soveel as vir die daaglikse insameling. Toe sê Moses en Aaron aan die kinders van Israel, vanaand, dan sal julle weet dat die Here julle uit Egipte land uitgelei het, halleluja. Verse 11 tot 17. Ook het die Here met Moses gespreek en gesê, ek het die murmurering van die kinders van Israel gehoor, spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet, en in die môre met brood versadig word, en julle sal weet dat ek, die Here julle God is, en in die aand het daar kwartels opgekom, en die laar oordek, en in die môre was daar 'n doulaag rondom die laar, en nadat die doulaag opgetrek het, het daar oor die woestyn iets gelê, wat fyn en korrelrig was, fyn soos ryp op die grond. Toe die kinders van Israel dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Daarop sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here julle gee om te eet, dit is die saak wat die Here beveel het, samel daarvan in, elkeen na sy behoefte, 'n omer vir elke persoon volgens sy sieletal, elkeen moet dit neem vir dit wat in sy tent is. Die kinders van Israel het so gedoen, hulle het ingesamel, die een baie en die ander een min. Ons volgende gedeelte kom hierso uit Markus 8 vers 1 tot 9, die tweede vermeerdering van die brode. En in die dae, toe daar 'n baie groot menigte was en hulle niks gehad het om te eet nie, het Jesus sy disippels na hom geroep en vir hulle gesê, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En as ek hulle honger huis toe stuur, sal hulle op die pad beswyk, want sommige van hulle kom van ver. En sy disippels antwoord hom, waarvandaan sal 'n mens hulle hier in die woestyn kan versadig met brood? Toe vra hy hulle, hoeveel brode het julle? En hulle sê, 7. En hy gee aan die skare bevel om op die grond te gaan sit. Daarop neem hy die 7 brode en nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan sy disippels om voor te sit. En hulle het sit dit aan die skare voor. Hulle het ook 'n paar visies gehad en nadat hy gedank het, sê hy dat hulle dit ook moet voorsit. En hulle het geëet en versadig geword. En die oorskot van die brokstukke opgetel, 7 mandjies vol. En die wat geëet het, was omtrent 4000 en hy het hulle weggestuur. My laaste gedeelte kom hierso uit Johannes uit. Johannes 6 vers 26 tot 36. Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbringe? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo, wat my gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen hy dan, sodat ons kan sien en glo? Wat werk hy? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het die brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle,
Voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neergedaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd van hierdie brood, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal na my toe kom wat nooit uitwerk nie, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil wat van hom wat my gestuur het. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir die daaglikse voorsiening in ons lewe. Here, ons is opreg dankbaar vir alles wat U vir ons gee. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag, en dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.